Ons skrifgedeelte vanoggend vind ons in die Bybel, Filippense 3 van vers 12. En ons tema van vanoggend is alles vir die Here. Ons lees uit Filippense 3 vers 12, vanaf vers 12, en ons tema van vanoggend is alles vir die Here. Net so interessantheid, die boek Filippense is geskryf deur Petrus? Nee, dis geskryf deur Paulus. Paulus, toe hy hierdie brief geskryf het, was hy in die gevangenis gewees. Hy het geskryf aan die gemeente in Filippi. Ek lees van vers 12, Filippense 3 van vers 12, ons gaan tot en met vers 15 gaan ons lees. Ek sê nie dat ek alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, maar Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waar God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. Net tot sover. Kom ons word goed doen en bid ons saam. Here, ons is dankbaar dat ons in die begin van hierdie nuwe jaar, Here, met groot opgewondenheid uitsien na 2026. Maar ook, Here, wil ons vir U dankie sê dat U vir ons goed was in die jaar wat verby was. Dit was vir baie van ons 'n moeilike jaar. Maar Here, ons eer U dat U vir ons deurgedra het. Ons kom vanoggend, Here Jesus, ons dink nog aan elkeen in ons gemeente wat op vakansie is of op reis is. Ons bid, Here, dat hulle sal terugkom en U vir hulle veilig sal terugbring. Maar vir ons wat hier is, Here, ons is dankbaar vir die woord. Ons is dankbaar vir die wete, Here Jesus, dat U is hier saam met ons. En eintlik, Here, wil ons erken en bely dat ons is eintlik op heilige grond, Here, want daar waar U is dit verseker heilig, omdat U die driemaal heilige God is. En ons weet, Here, ons erken en bely, daar is geen ander God dan U, daar is niemand heiliger as U. U wat die groot ek is. Here, vir U kom ons vanoggend, ons aanbid vir U. Here, met harte vol van lof, vol van dankbaarheid, maar ook, Here, ek dink so Psalm 122 vers 1. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here. Here, ons is so dankbaar vir hierdie voorreg wat ons het, om vanoggend hier te kan wees in U teenwoordigheid, saam met medegelowiges. Here, hierdie is nie ons kerk nie. Here, dis U kerk en dis U saak. En daarom bid ons vir ons kerk. Here, ons bid dat U vir ons mense sal stuur in ons kerk. Dat U hierdie kerk sal bou, soos die woord sê, Here, dat die poorte van die doodryk dit nie sal oorweldig nie. En Here, laastens erken ons ook ons afhanklikheid van U. Kom, Here Jesus, en word U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil dadelik begin met punt nommer 1, nederige erkenning. En ek wil net die Filippense 3 vers 13a, sal ek sê, is die eerste gedeelte van vers 13. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. So hier kom Paulus, en jy kan duidelik sien, hy ten spyte van alles wat hy al bereik het, want onthou, Paulus het 3/4 van die Nuwe Testament het hy geskryf. So, ten spyte van alles wat hy al gedoen het, hoe hy al gereis het, en wat hy al geskryf het, wat hy alles bereik het, kom Paulus, jy kan maar sien dat hy is werklik nederig. En hy kom nie en sê, hoor hierso, man, ek is Paulus, en luister nie, ek is 'n belangrike persoon eintlik nie, so julle as gemeente moet my eerstens, julle moet my respekteer vir wie ek is. Nee, hy is nederig. Hy erken, hoor, ek het nog nie alles bereik nie, ek het nog nie my doel bereik. En as Paulus dit sê,
Wat van my en van jou? Wat eintlik maar nog niks bereik het nie. So ek wil begin om vir jou te sê dat geestelike nederigheid is 'n teken van geestelike volwassenheid. Net soos dat Paulus hier kom en hy besef, hoor hierso, ek maak my los van dit wat agter is, want ek weet, ek het nog nie my doel bereik. Ek het al inteendeel, ons almal weet, toe Paulus hierdie geskryf het al baie dinge bereik. So uit 'n menslike oogpunt kan ons eintlik sê, maar Paulus, is jy nie bietjie te krities op jouself nie? Paulus, jy het al daarom iets reg gekry, moenie so krities op jouself wees nie, want dis hoe die wêreld as vandag se tyd werk. Die oomblik as jy self erken, hoor ek is 'n sondaar, luister, ek is nie so goed as wat ek dink ek is nie, want kan ek vir jou sê, jy is nie so goed as wat jy dink jy is. Dan sal die wêreld sê, nee, maar hoor jy so, wag bietjie is, moenie so wees nie. Jy's belangrik, en jy's goed, en jy's mooi, en al hierdie wonderlike goed, en ja, jy is belangrik vir die Here. Maar eintlik moet ons besef, dat ons as mens, ons skiet ver te kort. As Paulus dit kan erken, Paulus wat in die gevangenis sit, en hy sê, ek het nog nie my doel bereik nie. Dan besef ek en jy, dat ek en jy kan nooit op 'n plek kom in jou lewe, waar jy sê, kyk in die sportwêreld, dan sê hulle ons, hierdie persoon of hierdie span, het hulle piek bereik, hulle piek hierdie jaar. Hierdie jaar is hulle baie goed. Ek en jy kan nooit, in ons geestelike pad, kan ons sê, ek het geestelik gepiek. Hoor jy, ek het nou gemaak nie, ek het aangekom. Ek is nou op sterk op 'n geestelike plek. Ek het nou maar agteroor sit, want ek het my deel gedoen, en hoor hierso, dit gaan eintlik goed met my. Hoor wat sê dieselfde Paulus. Wie meer dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. So die oomblik, die dag, as jy nie meer besef hoe afhanklik jy van die Here is dit eintlik 'n hartseer dag in jou geestelike pad met die Here. Want dit is 'n laagtepunt dan. Want as jy nie besef dat jy elke dag afhanklik is van die Here nie net nou en dan nie, elke dag is ek en jy as kinders van die Here, is ons afhanklik van die Here. Want mens kry mense, hulle sal erken ek is afhanklik van die Here, maar net wanneer ek hom nodig het, of net wanneer ek in die nood is, dan is ek vinnig om te erken, hoor jy, maar ek is afhanklik van die Here. Nee, ons is elke dag, is ons afhanklik van die Here. Ons moet die gesindheid hê van Johannes 3 vers 30. As iemand wat weet wat dit sê. Iemand behalwe my vrou. Hy moet meer word, en ek moet minder word. Dis wat die gesindheid van ons moet wees. Om te besef, dat jy nooit, dis eintlik hartseer dat daar so term is, dat jy nooit geestelik hoogmoedig sal wees nie. Dat jy nooit geestelik sal sê, hoor hierso, ek is beter as die een langs my. Want as Paulus kom en hy sê, hoor jy, ek het nog nie alles bereik nie. Dan besef jy mens, hy is nederig en hy sit in die troon. 'n Kind van die Here, wat sê, of dink, hoor hierso, ek het gearriveer. Ek het dit geestelik gemaak. So 'n persoon is iemand wat eerstens, wat nie besef hoe afhanklik hulle van die Here is. En so iemand is klaar besig om terug te val. En daarteen moet ons as kinders van die Here waak. Ons tweede punt. Los wat agter is en fokus op die pad vorentoe. Filippense 3 vers 13, die tweede gedeelte. Maar een ding doen ek maak my los wat agter is, en strek my uit na wat voor is. So vergeet wat agter is. Ek bedoel nie hier geheue verlies nie. Ek bedoel net eintlik, moenie toelaat dat wat laas jaar of wat in die verlede gebeur het, jou hede en jou toekoms belemmer. Moenie met skuldgevoelens loop van jou verlede nie. Want jy sien, as baie mense
wat in vandag se tyd, wat met skuldgevoelens loop oor hulle verlede. Dit vreet hulle so op, dat dit belemmer werklik hulle verhouding met die Here. In Lukas 9 vers 62, ek het dit hier opgesit, hier val my nou by. Sê, hy wil die hand in die ploeg slaan en terugkyk. Is die koninkryk van God nie waardig. So met ander woorde, weet jy, was 2025. Is verby. Agter ons. Ek en jy, niemand kan niks in 2025 doen. Al was hy hoe goed, al was dit hoe sleg. Dit is klaar verby en daarom moet ons dit los wat dit hoort, agter ons. Want ek weet nie of jy weet nie, as jy die hele tyd gaan terugkyk, dan gaan dit jou belemmer om geestelik te groei. Iemand wat die hele tyd in die verlede lewe, gaan sukkel om vorentoe te gaan saam met die Here. Want die verlede hou jou vas. Jy sien, 2026 is voor ons. Ons is in die begin van die nuwe jaar, en almal is bly, en almal is opgewonde vir die nuwe jaar. Maar ek en jy moet eintlik dankbaar wees vir die wete, dat met hierdie jaar, wat voor ons lê, kan ons sê, dat ons is nie bang vir die jaar wat voor ons lê nie. Want ons weet die Here is by ons. Al gebeur wat, die Here sal ons deurdra, net soos wat hy al telke male doen. Maar dit help ook nie, ek is bekommerd oor die toekoms nie, want die Bybel sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. So al wat ons het, al wat van ons seker is net vir vandag. Maar los dit wat agter jou is. Wat ook belangrik is vir ons as kinders van die Here. Ons kan nie met vrees loop nie. Met vrees vir die toekoms. Wat gaan 2026 vir ons inhou? Maar jy gaan daar slegte goed met my gebeur. Gaan ek weer seker raak? Gaan daar weer moeilike tye? Gaan daar weer goed wees wat ek nie kan beheer nie? 2 Timoteus 1 vers 7. Die ou vertaling sê die mooiste. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. So die Bybel is duidelik dat die Here gee ons nie 'n gees van vreesagtigheid. So moenie bang wees daaroor. Moenie bang wees vir die toekoms nie. Wees dankbaar vir die toekoms as jy kind van die Here is. Hoekom? Want jy weet die Here is by jou. Want hy beloof, hy wat 'n goeie werk in ons begin het, is ook die volëinder daarvan. Ek het al baie dit gesê, maar daar's 'n beter weergawe as jouself. Dit is jy saam met die Here. En jy onthou, Noag het gesê, dat my God spring in goeie muur. En jy het onthou? Nee, dit was nie wel. Wie was dit? Ek hoor iemand, maar ek hoor nie. David het gesê. Ek moet seker maak, is hulle allemaal wakker. Is allemaal met, ek moet die hande op, ek moet seker maak. Ok. David het gesê, met my God spring ek oor 'n muur. Hoekom? Want hy weet, uit homself, hy kan dit nie doen. En net so moet ek en jy, ons is in die begin van die nuwe jaar, ons moet opgewonde wees, maar dankbaar wees. Hoekom? Want ons is nie alleenig nie, want die Here is by my. Hoorie, net selfs dit, dat die Here by elkeen van sy kinders is, moet vir my en vir jou genoeg motivering wees, om opgewonde te wees, dankbaar te wees vir die jaar wat voor lê. Want wat doen jy, as jy nie gered is nie? Want wie toe gaan jy gaan? Wat jou vriende en jou familie kan jou ondersteun. Want hulle kan nie vir jou krag gee nie. Hulle kan nie vir jou deurdra, soos wat die Here kan doen. Nou wat interessant is, die Griekse woord wat Paulus gebruik vir ek strek my na dit wat voor is die beeld van 'n atleet wat by die wenstreep kom. Jy het al gesien as mense atletiek hardloop en daar's 'n wedstryd, dan maak hulle mos so snaakse beweging om vorentoe te kom. Dis wat Paulus hier bedoel. Ek strek my uit na dit wat voor is. Maak my los van dit wat agter my is. En ek strek my uit na dit wat voor is.
Want hy weet dat die Here is by hom. Jy sien, Christendom is nie versus nie. Almal dink om 'n kind van die Here te wees is die maklikste ding wat daar ooit is. As baie predikers wat sê, hoor hierso, as jy kind van die Here is, gaan dit altyd met jou goed gaan. Hoor hierso, dis maklik, die duiwel gee jou nooit plan nie, slegte tye sal jy nooit tref nie, dit is net maanskyn en rose. Dis nie die waarheid nie. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie, dis 'n valse leer. Want as dit so was, hoe is dit dan dat Christene in vandag se tyd vervolg word vir hulle geloof? Christendom verg inspanning en volharding. Nie passiwiteit nie. Dit beteken dat ek en jy altyd ons oor op die Here sal hou. Nie op ons probleme nie op ons toekoms nie op die uitdagings nie. Hou jou oor op die Here. Daar's 'n baie ou lied. Ek ken nou hoe dit gaan nie, maar dis hou die oor op Jesus, daar's hy. Dis ook maar ek nie voorstel nie. Ek sal dit goed kan doen. En dis wat ons moet doen. Hierdie nuwe jaar wat voorlê, hou jou oor op die Here. Ek wil afsluit. En ek wil, as ek nou vir hierdie jaar 'n tema sal gee, vir ons as kerk vir die jaar. En ek het al 2 woorde. Ek het al hierdie 2 woorde wat gepreek word. Dan sal ek hierdie 2 woorde gebruik vir 'n tema vir die jaar. Volg my. In 2026. Ek wil eintlik vir jou sê, herinner dit in jou hart en onthou dit. Herinner jouself gereeld daaraan. En hierdie kom uit Markus 8 vers 21 en 22. En 'n ander een van sy disippels. Okay, ek het gedaar stop. Jy weet wat 'n disipel is, ek laas ook gesê. 'n Disipel is 'n volgeling van Jesus. So hier kom een van sy disippels en sê vir hom, Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my. En laat die dooies, hulle eie dooies begrawe. Sien, ons as mens, ons word baie keer so vasgevang deur hartseer tye, moeilike dinge, probleme en al hierdie goed. En ek wil 2 woorde gebruik vanoggend. Los en laat lê. Los die goed wat jou so vashou. Los die goed wat veroorsaak dat jou verhouding met die Here skade loop. Los die goed van die verlede. Los dit in die verlede. Ja, ek bid regtig dat 2026 vir jou die jaar sal wees waar jy werklik losbreek van alles wat negatief is, alles wat jou vashou, alles wat jou bekommer maak. Dat jy sal wegbreek van dit. En dat jy sal kom neerlê by die voete van die Here Jesus Christus. Want dis die Here wat gesê het, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. In Matteus 11 vers 28. Jy sien, ons moet maak soos die Here Jesus hierdie disipel gesê. Los die ander goed. Vergeet van die ander goed, volg my nie. En dis die belangrikste ding vir ons as kinders van die Here. Nie net hierdie jaar nie, maar eintlik maar vir altyd. Volg die Here Jesus Christus. Volg hom met alles wat jy het. Moet hom alwaardig volg. Want die Here Jesus, toe hy aarde toe gekom het, was hy nooit alwaardig gewees nie. As hy mense gesond gemaak het, het hy nooit 'n halwe werk gedoen nie. Toe hy in die kruis gesterf het, het hy nie 'n halwe werk gedoen nie. Hy het volkome verlossing vir ons gebring. En daarom, ek en jy, as jy sê jy is 'n kind van die Here, dan is dit alles of is niks. Want die Here sê, of jy is warm, of jy is koud. Hy wat nie vir my is nie, hy steun my. Baie bekende gedeelte in Matteus 6:33 die ou vertaling. Soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God. Soek dit. En as jy die Here volg, as jy die Here werklik volg, dan sal jy werklik hierdie verstaan. Dan sal jy die aangesig van die Here soek, dag in dag uit. Dan sal jy besef
dat hoor hierso, ek moet 'n honger in my hart hê, na meer van die Here in my lewe. Want as daar honger ontbreek, dan weet jy is besig om geestelik af te kom. Jy is besig om op 'n plek te kom waar jy nie moet wees nie. 'n Plek waar die duiwel wil hê jy moet wees. Maar nie waar die Here wil hê jy moet wees nie. Ek wil 3 verse lees. Ek het nie opgesit nie. Dis Johannes 21. Johannes 21 vers 20 tot 22. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipelvolk vir wie Jesus baie lief was. Wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleef het, gevra, Here, wie is u verraaier? So ken julle hierdie gedeelte, dit was by die laaste avond. Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, wat van hom? So hier kom Petrus en hy sien hierdie disipel is na die Here en hy sê, maar Here, wat van hom? En dis baie keer wat ons as mens, ons is geneig om ander mense dop te hou. Wat maak daai een? Wil jy gesien wat het daai nou alweer gedoen? Die Here antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. So eintlik sê die Here vir Petrus, bemoei jou met jou eie saak. Kyk eers na jouself. En sy laaste woorde, volg jy my. Dis wat ons moet doen in 2026. Vergeet van al die klein goedjies. Los al die klein jakkelsies. Want die Bybel sê, dis die klein jakkelsies wat groot skade aan die oes doen. Jy sien, los van daai goed. Soek die koninkryk van die Here. En die res sal volg. Volg my. Volg die Here Jesus. Volg hom met alles wat jy het. En die res sal kom. Dit beteken nie net goedheid en guns. Net voorspoed nie. Geen probleem nie. Dit beteken, ek volg die Here, ongeag wat. Want ek weet, hy is by my. Want hy is Immanuel, God met my. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom in die begin van die jaar en ons, Here, ons wil U ken in alles wat ons doen. Here, ons wil U net dien. Want Here, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend hierdie boodskap hoor, dat ons sal besef, Here Jesus, dat ons waarlik vir U sal volg. Here, dat ons U in gees en waarheid sal aanbid, want U soek die wat U so aanbid, sê U woord vir ons. En Here, dat ons sal ophou vashou en terugkyk in die verlede. En Here, dat ons sal vorentoe kyk. En Here, dat ons sal vorentoe beer, al is die lewe hoe swaar. Maar Here, ons sê ook vir U dankie, dat U ons nooit alleen los nie. Dat U die een is wat ons deurdra in moeilike tyd. Dat U die een is wat vir ons wysheid gee wanneer dit nodig is. Dat U die een is wat ons versterk, Here Jesus, as dit vir ons voel, ons het nie meer die krag. Ja, Here, wie sal U nie loof nie? Wie sal U nie prys nie? Wie sal U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig. En Here, ons kom vanoggend. En Here, ons wil onsself voor U ootmoedig. En besef, Here Jesus, dat ons het U so nodig. Elke dag van ons lewens. Bid, Here, dat ons waarlik hierdie jaar die tyd sal uitkom. En dat ons eie heil sal uitdruk met vrees en met lewe. Here, ons bid dit tot eer van U kosbare naam. Amen.